Is daarom kosbaar wanneer daar 'n nuwe baba in 'n familie kom. Elkeen geniet hom op 'n ander manier. En hy drink melk, is 'n wonder. En dan op 'n dag probeer hulle hom van die melk afkry. Nie maar daar fout is met die melk nie, maar omdat hy in 'n volgende fase ingaan. En dis nou die tyd vir vaste kos. Dit is sleg as 'n baba nie verby die melkfase kom nie en hulle sukkel om die bottel van hom af te kry. Die Bybel gebruik hierdie beeld om iets te sê van die groei wat daar in ons as Christene se geloof moet wees. Kom ons kyk vandag daarna. Here, ons is so bevoorreg dat U heeltyd in 'n proses is met ons. Ons is deel van 'n plan wat U het. En ons wil daardie plan nie miskyk nie. Wil U op 'n besondere manier die woord vir ons open vandag en wil U ons leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees die laaste gedeelte van Hebreërs 5 en dan die eerste stukkie van Hebreërs 6. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hebreërs 6 vers 1. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Ons bemerk 'n stukkie frustrasie by die skrywer in die Hebreërs. Hy het 'n plan, hy wil beweeg, maar die mense is nie saam met hom nie. Hy sê ek wil verder gaan, ek wil nie heeltyd terugkom nie, maar julle is nie daar nie. Julle wil nog babakos drink, julle wil nog melk drink, maar julle het vaste kos nodig. Nou hierdie verder beweeg is nie nuwe groot geestelike waarhede nie. Dis die gewone geestelike waarhede waarmee daar iets moet gebeur. Het is interessant die dinge wat hy noem, dat hulle nie opnuut, hulle moet nou beweeg, hulle wil nie opnuut weer praat oor dinge soos die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei, oor geloof, die teorie van geloof nie, of weer oor die doop te praat, of hoe handoplegging werk, of hoe gaan die opstanding eendag werk, hoe gaan die oordeel lyk. Dis groot geestelike temas, maar hy sê ek wil nie meer daaroor praat nie. Want sien, een van die konsekwensies van die teorie is dat hy na die praktyk toe moet gaan. So is nie nuwe teorieë wat hulle wil leer nie, hulle wil die gewone goed net praktyk toe vat. Ek onthou ons seun wou eenslag so 'n ronde dek bou van hout en die hout is duur, so hy wil nie te veel hout koop nie en as hy te min koop is dit weer koste om nog te gaan koop. Hy wil die regte hoeveelheid hout kry. En hy weet nie hoeveel is dit nie. Ek sê, jy onthou moes in wiskunde, hy het wiskunde gehad. Weet julle, die oppervlak van 'n sirkel is die formule daarvoor, pi r kwadraat. En hy sê, hemeltjie, hy kan nie eens onthou hulle het dit gedoen nie. Hulle het dit gedoen, maar hy het dit vir 20 jaar glad nie gebruik nie. En dit het by hom verbygegaan. Ek het dit weer baie gebruik. En dit het by my vasgesteek. 'n Groot deel van ons Christelike lewe gaan oor teorie. Daai fase waar 'n kind by 'n onderwyser is en 'n onderwyser al die verantwoordelikheid het. Die kind kom met niks daaraan nie en dan begin hy te leer in elke standaard, die vakke vorder ook wiskunde hoe dit werk. Eers aanvanklike eenvoudige berekeningkies van 1 + 1 is 2, later kom daar x'e by en kwadrate en allerlei goed kom by. En met tyd leer jy al hoe meer en dit gebeur in al die vakke. Dit alles het ten doel dat jy op 'n punt klaarmaak met die leer en dat jy die goed begin gebruik. Jy weet, ons dogter het dit baie geniet op universiteit
En sy het gewonder toe sy nou haar 4de jaar doen, wat gaan sy volgende studeer? En die werklikheid toe by haar aankom, wel, studeer betaal nie vir jou vir die skuld wat jy maak terwyl jy studeer nie. En sy toe na die werklikheid toe moet gaan, sy sal moet begin verdien. Jy moet jou studies gebruik, dit moet vir jou werk. En dis die Hebreërs skrywer se frustrasie. Hierdie mense praat baie oor geloof, maar die goed gebeur nie in die praktyk nie. En dan skryf hy hierdie gedeelte, as hy sê dat ons nie opnuut moet stilstaan by die goed wat in ons geloof sentraal is nie. Dit beteken nog weer 'n les kry oor geloofsekerheid, nog weer 'n les kry hoe die doop werk, of hoe die ewige oordeel gaan werk nie, nog 'n slag te luister nie. Hy sê nee, julle moet hierdie goed begin doen. Die woord wat hy gebruik in vers 14, hy sê is mense wat deur ervaring geoefen is. Nou die woord vir ervaring is exercise. Dis die Engelse woord exercise kry ons dit. Exercise beteken ek doen die goed en in die proses van doen ontwikkel my spiere en verbeter my insig. Dit moet geoefen word, is 'n interessante ander woord wat die Bybel gebruik. Nou die Griekse woord vir oefening is gymnasium. So daar herken ons onmiddellik waar dit vandaan kom ook. Dis 'n plek waar ek my spiere span, waar ek bollemakkiesies doen, waar ek foute maak en die goed doen. So die leer van die teorie is belangrik, maar dit mag nie bly by die teorie nie. En ons sou 'n klomp dinge hier kon noem, wat in die Christelike godsdienst belangrik is. Dinge wat ons onder die knie moet kry, moet leer. Dinge soos vergifnis, ons vyande lief hê. Dinge soos onwrikbare gehoorsaamheid aan die Here, en hoe dit in die praktyk lyk. Hoe om mekaar te ondersteun. Ene wat ons dalk vir 'n oomblik by kan stilstaan, is hoe om te bid. En spesifiek hoe om te bid vir mense. Klomp mense saam met hulle het, leraars baie keer, of ouderlinge wat 'n wijkbyeenkoms lei, of 'n groep mense lei, en dan vir mense sê, kom ons bid saam. En dan is een van die frustrerendste dinge, is die stilte wat dan volg. Doodse stilte. En dan kry jy gewoonlik, loop jy na twee kante toe. Of jy kry iemand wat bid, maar wat geweldig bid en lank bid. Of jy kry mense wat glad nie bid nie. Nou as Jesus oor gebed praat, is dit die twee gevare wat hy uitwys. Die een is te veel woorde. Dis 'n groot gevaar in gebed waar mense is. As jy alleen is, kan jy bid so lank jy wil, so wyd jy wil, soos jy wil. Maar as daar mense saam met jou is, het jy 'n verantwoordelikheid teenoor daardie mense. En 'n groot gevaar is dan dat iemand groot vrymoedigheid het voor mense en aanhou bid en wyd onderwerpe aanraak. Wat vir party laat voel, dis die norm. En ek kan nou nie so bid nie, so ek gaan glad nie bid nie. 'n Ander een wat ewe destruktief is om glad nie te bid nie. Dis so 'n heilige moment as Christene by mekaar sit en ons 'n kans het om dit wat op my hart oor die Here is, met ander te deel. En vir my wat 'n toeskouer is van so gebed, is dit 'n heilige oomblik. Dis nie een waarin ek my gebed reeds beplan, wat ek net nou gaan sê nie. Ek leef my in daardie gebed in. Daai een se woorde word my woorde. Dit word die manier hoe ek met God praat. En hoe lekker is dit nie? Dis verrassend, dis nuut. Hy begin sy gebed op 'n ander manier, hy raak ander temas aan, hy eindig sy gebed anders. Ek leer soveel uit sy gebed. En omdat dit my gebed word, word dit 'n nuwe vars manier hoe ek tot God bid. So terwyl hy bid, in my gedagtes, beamoen ek dit, stem ek saam, Here, dis waar, sjoe, dit is so, ek leer by dit is die waarheid. En is ek volledig deel van sy gebed. So as 'n persoon wat die Here liefhet, en dis ook my by 'n geleentheid is waar daar saam gebid word, glad nie bid nie, is dit eintlik 'n verskriklike vermorsing. Soos hier staan, is dit iets wat ingeoefen moet word. So as ons nie bid voor mense nie, is ons nie gewoond om te bid voor mense nie. En baie keer is dit juist die mense wat moet bid, wat stil bly. Mense wat diep respek vir die Here het, en 'n diep respek vir die mense wat saam met hom is, wat bang is dat hy iets kan doen wat die Here benadeel. Juist hulle moet praat, juist hulle moet aan die woord kom. Nou, dit moet geoefen word.
En met groot mense is dit moeilik. Ons sal 'n besluit daaroor moet neem wanneer ons op ons eie is en sê, as ek ooit in 'n situasie is, dat mense sê, kom ons bid, dan gaan ek bid. Dan moet as dit ware moet die gebede gestop word, dan moet die gebede moet by mekaar inhak en inval. Dis hoe dit moet lyk. En nie lang stiltes wat gelaaid is en wat mens bedreig nie. Om kinders te help, as ons nou oor die oefening sou praat, sê ek vir ons doen 'n eerste ronde, waarin jy byvoorbeeld, ons wil net die Here loof. Waaroor wil jy die Here loof? Waaroor is jy opgewonde? Wat doen die Here wat jou beïndruk? En dan sê die een, "Sjoe, die manier hoe die natuur werk, dis so pragtig, die natuur." Anders as sê die sonsopkoms was vandag so mooi. Anders as sê die Here het sulke wonderlike mense in my lewe gegee. So elkeen kry 'n beurt om dit te sê wat hy van God bewonder. En op 'n volgende ronde sê ek, goed, presies dit wat jy nou vir mekaar gesê het, sê nou net dit vir die Here. So die een sal sê, Here, dankie vir vanoggend se sonsopkoms. Die ander een sal sê, dankie vir die natuur, dit is so mooi. Die ander een sal sê, dankie Here vir die mense wat U in my lewe gegee het. En so deel elkeen dit wat ons net met gemak vir mekaar gesê het, deel ons net met die Here. En almal van ons hak by dit in. Om toepaslik te bid. Jy wil dalk afhangende van wat die situasie is, wil ons bid dat die Here sy woord vir ons duidelik sal maak, en dan fokus ons daarop en dan bid almal daaroor. Ons kan meer as een keer bid tot mens voel die geleentheid is nou reg. Vir ons as Christene is gebed geweldig belangrik. En gebed is so belangrik dat ons daarmee moet worstel. En as ons daar een ding is wat die Hebreërs sê, moenie net by praat bly nie, gaan verder. Eet vaste kos beteken, doen die goed. Maak foute daarmee, leer lesse. Want daardie proses vorder jy. Ek hak nie vas nie. Ek nie sê, weet jy, vertel my weer hoe werk gebed nie. Ek kan nou begin put uit die lesse wat ek geleer het. En mag die Here vir ons help om Christene te wees, want wanneer daar geleentheid is vir bid, te bid. Dit verheerlik die Here, dit verdiep ons geloof, dit maak ons geloofwaardig. Here, dankie dat U ons verder vat en ons is opgewonde dat U in 'n proses met ons is. U het 'n plan met ons lewe en met ons geestelike lewe. En waar ons vandag gefokus het op gebed, die belangrikheid daarvan, die erns wat ons daarmee maak, bid ons dat U in elkeen van ons sal werk, die ons sal voorberei vir daardie geleentheid wanneer ons uit ons hart oor U praat. U is 'n wonderlike Here en ons eer U. Amen.